Hallo, lekker om vanoggend hier by julle te wees. I just want to find out. The people said I should do it in English, maar ek hoor almal praat Afrikaans, so weet ek, is daar enig iemand wat nie Afrikaans verstaan? Really? but yes, but after Saturday you said to me, I was just polite, I couldn't understand everything. Yeah, but today you have to understand everything. Okay, so we do it in English. We do it in English for you. Okay. In any case, thank you, dankie dat ek hier kan wees. Dit is vir my net altyd lekker om enige plek te kan staan en net die Here te verteenwoordig, weet. As altyd daai spasie in mense se harte wat gevul moet word met die woord, en is ons gelukkig 'n voorreg om dit te kan doen. Ek weet julle het al 2 keer gebid volgens, maar ek wil net weer bid voor ons begin, net om seker te maak. Vader, baie dankie vir u hart vir ons. The one thing that we do understand is that we are all brothers and sisters together because our first brother is Jesus. Ons eerste broer, dit is 'n familie, dit is saam. And thank you that we all cry out, Abba, Father. And the fact that you are inclined towards our prayers, inclined to our hearts, is in ons midde. U is verskriklik lief vir ons. U ken die detail. U verstaan die raamwerk van ons verstaan. U verstaan die bedrading van ons menswees. Is daar net niemand beter as om in die oomblikke wanneer ons na u toe te draai om ons te praat as u nie. U stem, Heilige Gees, dankie. Dankie dat u vanoggend elkeen wat in hierdie gebou is spesifiek verstaan. I asked, should I do the message in English or Afrikaans, but Lord, we know there's actually more. There's also the language that we understand, not a dialect or literal language, but a language of the heart. Some of us are more emotional. Some of us look through bitter eyes, hopeless eyes. Some feel very joyous and hopeful and full of vision. But we all have a language, and I pray, Holy Spirit, that you would just translate what I have to offer, or what comes through the word this morning, in a way that we all can swallow, can dissect, and use it. So I pray that you have your way in our midst today, in Jesus' name. Amen. Amen. So ek wil praat oor hierdie hart agter die Here aan heart after God. Dit lyk my moet daar eers nog 'n offerande opgeneem. Word julle klaar reg? Okay. Maar is dat klaar? Nee, dis nie. Reg, so die subtitel sê identity or identify. Die realiteit is daar's moontlikhede vir die mens om op sekere goed te fokus. En as jy verkeerd fokus, dan is jy besig om te identifiseer. You identify everywhere you go. So if I'm in this group, I sort of identify with this because it makes me feel better. And when I go there, I identify. When at work, I identify with specific sermons and topics, and the actual thing that God wants us to do is to say, I don't want you to look around and then identify everything you see, but rather feel your identity and stand in your identity wherever you are. En dit is 'n groot krisis vir die mens. En partykeer wil ons dit nie so mooi erken nie, maar ek dink ons almal sal eerlik met mekaar kan wees om te sê, kort vind vir so, as jy in 'n nuwe groepie kom, dan weet jy nie lekker wie wat jy moet wees nie. As jy in 'n nuwe gemeente inkom, dan weet jy lekker hoe om in te pas nie. En die eintlike ding is, kan ons in ons identiteit staan. So, die skrif wat ek wil gebruik om te begin by, is in Genesis. You all know very well. It's a part of Adam and Eve and the fruit. And so, very well known, especially in children's church. But there's just a different angle on it that I want to read to us this morning. So, from Genesis 3, from verse 1, let me read this. So now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from the tree in the garden?
And the woman said to the serpent, we might eat fruit from the trees of the garden, but God did say. Ek wil net daar stop. Kan jy sien my tema in die eerste gedeelte is in die fokus. Want wat hier gebeur is, die duiwel kom in en hy praat met Eva en hy stel 'n vraag en hy wil kyk hoe Eva gaan reageer. Hy stel eintlik 'n leuen en die eerste oomblikke vind sy haar identiteit nog. Haar fokus is reg en sy sê, God did say. Sy kan vir my voel sy is op die regte plek. Maar die duiwel is 'n bietjie slimmer as daai. En hy daag haar identiteit 'n bietjie weer uit. Sy sê, but God did say you must not eat from the fruit of the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. En dan kom die duiwel met 'n ander plan. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will open. Ek wil jy moet sien wat hy doen. Hy vra 'n vraag, sy hoor dit, en met die ore kan sy verstaan, en sy antwoord en sê, maar die Here het gesê, en dan die volgende oomblik sê, okay, dan gaan ek nou my angle waarop ek jou aanval, nie op jou ore van nie, ek val dit op jou oor, want oor is visie, and that which I behold, I become. Ons sê ons dikwels kinders vir ons wat hulle sien elke dag van hulle lewe. Hulle glo wat hulle hoor, maar hulle word wat hulle sien, en die duiwel weet hierdie ding. Sê raai, begin met die ore, dan vat ek jou oor. Hy sê, for your eyes will be open and you will be like God, knowing good from evil. So kyk wat gebeur, sy het na God gekyk vir 'n antwoord. En toe begin hy vir haar sê, maar jou oë sal oopgaan en jy sal beter word. So hy vat haar fokus van God af en hy draai haar fokus op haarself. En die oomblik toe sy na self begin kyk, en begin goed vir haar anders lyk, kyk wat doen sy. When the woman saw that the fruit, kyk die oor, when she saw that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some, ate it, and she took and gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. As ons net daai kan opsit, die volgende enetjie net daai sê dit daar. A me focus amplifies your insecurities and results in performance to hide it. Dat het verduidelik. Hier is Eva. Die vyand val haar op die ore, attack sy ears. Said, it won't work because she responds from identity. I'll attack the eyes, I'll steal the vision. And she saw it. The moment she took the vision onto herself, guess what happened? She could see her nakedness. So die oomblik as ek op myself begin fokus, wat gebeur? Dan kan ek my onsekerhede vir my hart duidelik raak sien. Want enig iemand wat heeltyd vir homself kyk, begin so ingestel raak op self, dat jy weet dan al jou klein foutjies wat mense nie eens raak sien nie. En dan wat begin jy doen? Wat het hulle gedoen? Gou vyeblaadjies gemaak, om die naaktheid weg te steek. So, what do we do? The moment we take our eyes from God onto ourselves, it amplifies the insecurity of the heart. And we start to perform. We create false self to what? To hide the nakedness. I'll do something by illustration. Look, was John? Klasbreekkamer. Het my gister pilletjies gegee, want ek nie wou nie werk nie. Vandag werk my nie dan. So sê vir my, ek het job gedoen. Maar in elk geval, ek nou hier staan. Jare terug. Ek preek ek my eerste boodskap in die gemeente waar ek was, ek sien nou nie daar nie. Groot plek, daar is 1400 mense. My eerste preek, nou om te gaan praat voor mense, eerste keer is nie so maklik. En toe ek so begin preek, sit my mentor en ook die leier van die kerk aan dit, Eddie, hy sit omtrent daar. En toe ek net begin preek, kyk hy vir my in my oor, he stares in my eyes, Trevor, and he drops his eyes down and he looks in this region here. Mine. So I was like this, and I saw this guy, and I see his eyes, and now, I thought, what's he see? Right? Is my zin op of wat? Maar hier is die probleem. As ek afkyk, dan sien die mense ek stres. So nou besluit ek gaan nie kyk nie. En hy aankyk. Nou preek ek 40 minute my hart uit, maar ek stres. Ek moet nader, ek weet nie hoe te staan nie. En toe ek klaar is, kom ek van die verhoog af, en hy kom so na my toe. Hy sê,
He said, your first lesson today, do not focus on self. And he said, everybody came into this building with their own problems. They didn't even see you. They hardly heard your words. They are busy with their own problems. Your focus is on yourself. That's why you felt like this. Lift your focus onto God and the people, and it's gone. En so van daai dag af vorentoe, worry ek, as my gou oop is, moet julle my maar sê. Dan gaan ek maar net voor. My vrou sal my sê, sy is altyd een wat my eerste sê. Nou kyk wat sy effect, look at the effect if we take our eyes from God onto ourselves. Number one, insecurities get bigger, bigger, bigger. And the more we see our own flaws, what happened to them? Volgende skrif in vers 9 en 10. But the Lord God called the man, where are you? So, baie nice. Dit spyt van 'n sondig, hartlik God nog steeds agter ons aan. Hy los ons nie. Hy gaan soek hulle. En dan sê hy, answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. God hartlik nog steeds agter ons aan, ten spyte van wat hier binne aangaan. Hy is so gefokus op homself, wat doen hy? Hy gaan kruip weg, want hy is kaal, dis nou Adam. En so die ding wat hier gebeur is, 'n me focus eventually pulls us away from God because of guilt and shame, a sense of not feeling good enough. As ek dit so kan opset, 'n vraag hier, do you sometimes feel not good enough to draw close to God? Voel so 'n bietjie vuil. And what happens next is then we start to perform. Maybe if I read my Bible a little bit longer, maybe if I recite more prayers that I download from the internet, maybe if I just make sure that I serve a little bit more at church, maybe if I just visit the pastor more. You know, you think all these ways of, you think the churchy things, and if I do more of this, maybe I can buy my way back to God. The only thing actually is you lost focus, and you're focusing too much on yourself. I want you to hear what God did. He did not turn his heart on Adam and Eve. He actually went searching for them. En so my eerste uitnodiging aan julle is, net al wanneer jy sit, maak jy oop, just close your eyes. Let's just ask Holy Spirit just to show us, where are we too focused on self? You walk into a group of people, it feels like everybody is staring at you. It's a good sign. The flip side is to believe that you have the right to go stand in every square meter of earth because God has called you. Dus die Heilige Gees vir iets wys, daar waar jy net bietjie te veel op jouself fokus. Ek sommer nou vir jou gebed. Lord Jesus, thank you that you show us. I mean, you are faithful. You never talk in riddles, make us guess, because you want to catch us out, Lord. You show us clearly and plainly so we can quickly get out of what holds us. You want us to prosper. You want us to win. And so this morning, for every person in this building that feels like they are a little bit too focused on self, it feels like the world is searching their inside, which is not really true. The only true one to search the inside is the Spirit of God. The Spirit of God speaks to the Spirit of man. So this morning, I just pray for a restoration just of people's vision, just to bring it back to you, not focusing on themselves. I pray that they will not make peace with the insecurities, but rather find peace in the fact that you cover their weaknesses. We can never be okay in ourselves, but we are okay in you, Jesus. Some of us feel so inferior because we are so focused on self. Help us to step into your strength, in humility, knowing we cannot do anything without you, but man, with you we can do everything. We are not supposed to be inferior. We can face this world because we focus on you. In Jesus' name. Amen. So daar's die eerste dilemma wat jy vir jouself kort vra. Fokus ek te veel op myself. Dis 'n daaglikse ding wat jy kan in die oggend as jy op jou knieë gaan met die hele tyd van lees. Here help my vandag om nie na myself te kyk. Bely jou sondes
Sê dankie, staan op, weet hy's getrou genoeg om jou gewete self skoon te maak. Sonder van die ooste tot die weste, staan op, stap uit met 'n skoon gewete en van die wêreld. Moenie te veel gaan ponder, te veel introspeksie heeldag doen nie. Doen dit, kry klaar, gaan aan en lewe die lewe saam met die Here. Die volgende in Handelinge 4 vanaf vers 33. Nou hierso praat die woord nou eintlik van die perfekte kerk. Nou is ons nou nie eintlik 'n perfekte kerk nie, maar daai beginkerk waar alles begin het. En dit sê, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was powerfully at work within them all. There were many needy persons among them. Oh, there were no needy persons among them. Why? For from time to time those who owned land or houses sold it, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Net gedagstop. So, dis net die gemeenskap van die heiliges. Almal is saam, en dit sê nie, jy moet alles gaan verkoop en alles vir die kerk gee, en jy moet nou skuldig voel, dan bring jy goed vir die kerk nie. Dit sê net, mense was so gemaklik, dat as hulle voel hulle het te veel gehad, het hulle dit verkoop en uitgedeel, so dat almal kan goed doen, en dit was net amazing. Die krag van die apostels het gewerk, die Heilige Gees het gewerk, en daar was liefde en samewerking, dit was die lekker plek. Nee. Maar daar is iets wat sy kop uitgesteek het. And feels to me, this is what sometimes happens in modern day churches as well. The table is set for good church. The table is set for the well-being of God's people. The table is set for all of us to focus on God, to be ourselves, and to bring to the table, and to do our bit, and to work together. That's God's heart. But then, because of our nature, we allow small seeds into the body, which makes it difficult. And I want to explain this to you. Alles loop mooi. Now there comes a guy, so ons het nou Kaap getrek so 2 jaar, op en nou gaan het vir 2 jaar terug. En daar is 'n term, hulle noem dit inkommers. As jy nou nie daar gebore is, as jy inkommer, vra ek van hulle, wanneer is jy nie meer inkommer? Jy sê, so na 20 jaar. Ja, man. So as ek nou inkommer vir in my lewe, toe herinner ek hulle, onthou, ons is allemaal inkommers. We are from heaven visiting earth, ons is inkommers. Ja. Jy wil maar vrede maak vir die inkommers. Alright, so hier, 'n inkommers, his name is Joseph. A Levite from Cyprus. So hier kom hierdie ou van 'n ander dorp, maar hy kom so hier tussen hulle almal in, hy sê inkommer, en hulle kyk op hierdie inkommer wat nou hier kom en sy ding wil doen, whom the apostles called Barnabas, he sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Hier kom die inkommer, hy verkoop 'n reseplaas, en hy gee dit vir die apostels. Vreemde ou. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back a part of the money for himself, brought the rest and put it at the apostles' feet. Of julle wys wat nie gebeur. Sien wat is die opskrif hier daar, 'n people's focus. Dis nie meer 'n me focus. Everything was okay. Everything was functioning well, so they thought. But there was a couple, Ananias and Sapphira. They found their place in the body because they were the greatest givers. Everybody knew they were the givers. Met my seat, ek gee die meeste. Met my plek, want ek sing op die stage. Met my plek, want ek doen die klank. Met my plek, want ek is die kerkraad voorsitter. Drap nog nie op toe en preek al dit is nie. Maar dit is wat gebeur. Met my plek, want ons kerk is die kerk. And we see this everywhere. We travel the world. And we had to learn that who says we are right. Ek gaan julle nou 'n storie daarvan vertel, maar in elk geval, hierdie mense, hulle was geken as hulle was die geers. Nou kom hier inkommer. Hy verkoop 'n groter plaas as wat hulle ooit besit het en hy gee die geld weg. En hierdie ou sê vir sy vrou, ons is in die moeilikheid, ons gaan ons plek verloor. Maar nou is hy nie groot gee. Dan gaan almal nie meer vir ons kyk en agter ons goedjies aandra en vir ons die beste parkering gee nie. Jek. So wat doen hy? Hy gaan verkoop wat hy nie kan bekostig nie. En hy hou nie eintlik alles wat hy nou net die rekenaar aan die gang en hy gaan gee die res en hy sê nee, dis was presies wat mense doen. Fight vir ons plekkie, ons identiteit, raak wat ons doen. Ons fokus op mense, dit wat mense sê ons is,
Ons kry ons aanvaarding by mense en dan raak ons op ons sene wees. Ons skarrel as ons plek verloor, ons posisie verloor, ons rol verloor, want wat gaan die mense sê? Kyk wat gebeur, wat is die antwoord van die apostels toe hulle dit doen? Hulle sê, Pieter sê, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received from the land? Wie sê dit? Hy kon al die geld gehou het. God het nie jou geld nodig, jy het nie my geld. Ons het sy geld. So as ek nou sê, ek bring R100 van God sy geld, want ek het R100 van hom gekry om te gee, dan het eintlik R200 gekry, by God om te gee en ek gee R100, dan wat is die probleem? Die probleem is, jy jok nie vir jouself, jy jok vir die Here. Jy jok voor die Here. So Ananias gemaak 'n fout om homself te beskerm, om sy plek te bereik tussen die mense, wat die mense moet sien, sê Petrus vir hom, as dit maar net verby was wat jy gelieg het, maar jy lieg vir die Here, en dan gaan hy verder, hy sê, didn't it belong to you before it was sold, and after it was sold, wasn't the money at your own disposal? What might you think of doing such a thing? You have not just lied to human beings, but you lied to God. So, hier's die slotsom op daai ene. The drive to be accepted becomes so strong that you do to please people. You live up to their opinions and you value their approval more than God's word. Are you thriving on what people think of you, or are you finding your identity in God? Nou as jy nou maar eerlik wees met mekaar, en dan vandag, dit sommer net sê, maar die realiteit is, this is a reality for all of us. In church, outside church, in the company you work, the farm or the place or the school, we often find our value, what the people say we are. And that's dangerous, because then we get into the performance trap. At church we always say, those you can misuse the most are those who suffer from insecurity of performance. Because you just give them something to do and they will do everything. We always talk about this, the faithful 7. It's always the same 7 people that do everything at church, and they come to church 7 days a week. And it was my job to fire them. Say, hey, if you're at church more than twice a week, go back home and serve your family. Find your identity in God. Ek sê dit met respek. Reg, storie, of vertel julle storie, is stories aan. So hier kom, as 'n punt in ons lewe in bediening, ry ek eendag saam met ons senior pastoor, ek het nog 'n associate in ons my pel, wat ook 'n associate as ons 3, ry dieselfde as vir al 3 leiers van een gemeente, sort of 'n mega church, dit is groot plek, jy weet nou ry ons gaan ons hierdie plek, mense besoek en so in Johannesburg, ons ry, noord op die wat is die R59. En terwyl ons ry, nie, dis nou terug, ons gaan nou suid op terug. Ek bestuur, en ek kyk aan die bokant, die ouens wat nou eintlik noord ry, sien ek 'n afleweringsvoertuig. Dis sy kar, dis sy man dat wie drive, sy Toyota, you know, single cab, long wheelbase, but hoef ek nie. See it coming on, and the next moment, the front tire catches the grass, and the car turns 90 degrees, goes down the embankment, and there was like a concrete trench, so watersloot. So hier ry ek, pastoor, ons almal van die kerk se daai kar gaan so, ek sien dit gebeur, hy vang my kop kry, daai kar skiet in die lug, en dan hy 120 gery daar, so hoofweg. En hy dink skiet in die lug, nou vlieg hy bakkie daar. Nou dink ek, wat nou? Ry ek reg? Ek weet nie of ek my geval nie, gaan ek rechts, gaan ek links, ek moet nie dit mis, gaan ek, en in 'n oomblik, seker die Heilige Gees sê net, plek rechts, en toe ek rechts klik, dan gaan die kar oor ons, en hy val op die kar ons. En die kar val, en die ander kar val, ons chaos, spring uit, stop al die kar op die hoofweg. Nou is ek hier in, jy mag ons nie op iemand vat op 'n pad wat jy gekry. Maar jy skrik so groot, dat jy sommer daarin is, en die een ou het so half van my hande toe wat doodgegaan. Chaos, ry toe huis toe, almal se waar niks oorgekom het. Seker, paar maande later, ry ek in Riet, ons moet 'n gemeentebesoek gaan doen in Midrand, op dieselfde hoofweg. Net ek en sy in die kar op 'n Sondag, ons ry 'n rustige gesels, ek sien in my vliesbeeltjie,
There's a car coming, but at least 160 probably, or more. I said to her, maar as pad het so maak om van die R59 op te gaan en dan N1 toe te gaan. Dis Calvin my kind. En sy kom, is toe 'n vrou wat alleen is. Sy kom verby ons en sy draai van, vat haar kar daai ding en gaan op. Skiet in die lig en dat ons so sit en kyk. Stop die kar, hy is nog nie onder nie. Hy val in die hoofweg voor ons. Trek die handbrake op, spring uit, stop die hoofweg. Weet daar, dis net karre. Sondagmiddag, almal gaan terug. Stop, spring bo in die kar in. Help die vrou, bel die ambulans, vat haar handsak, vat haar selfoon, want hy sit net op taxis en alles, ek bang die vrou so goed gaan verhoor. Vat ek sit dit in die kar. Ry agter die ambulans en gee haar goed vir haar familie. Kom uiteindelik by ons gemeentelid uit, waarvoor ons eintlik moet gaan bid. Sy ry die aand luister, ek sê van, nou, dit kan wees. Paar maande uit mekaar, 2 sulke groot ongelukke, ons is eerste op die toneel. My woorde is kaars koud, 'n paar weke later ry ek na Reak toe, wat ons help stig het en baie gewerk het. Ry saam met een van ons elders, kar voor my gaan so in die pad, en hy gaan, begin rol binne in 'n plantasie. Hardloop, stop, spring, ek skeer my jeans, skeer my been oop, klim in, haal die vrou uit, sit in die veld, en ek dink nou is. Kom ons terug in die dorp, ek sê vir ons senior pastoors en vrou, ek sê, dat die watter mense het al geleef om te sê, hulle 3 ernstige ongelukke voor hulle sien gebeur, was geen hulp nie. En 1 jaar, sy sê, ek dink jy moet my kom sien. So maak my afspraak, every morning 5 a.m. I rock up at her house and we pray. But the first morning I get there, makes coffee, we go sit, and she said to me, I know what this is. You have to resign because you suffer from a hero complex. Wat? Is dit nie verklaring? Ja. Jy sê my dadie, jy moet onthou. Ons kan mense nie red nie. Kan mense na die redder toe bring. And so we started praying, and I had to really repent and say, I cannot save people. Want as jy in 'n kerk is, dan hardloop jy hier, jy is ietsie vir almal en alles, en jy probeer net almal help, en toe die vyand my ingetrek en hy ding, dat ek elke keer moet help, want jy mag help nie, om my heeltemal te vernietig. Het my vrygemaak, hele lang ruk daarna, en weer eendag, Johannesburg, en hy sê op 'n Sondag, hier kom 'n kar van agteraf, toe jou dat double kerk bakkie. Hier is 'n kar wat dood, 'n trop wat stilstaan in op die N1. Daai kar, so ek is op die sien trop, hier kom my kar reg onder my trop. Dap af. Wat doen ek? Kyk maar so, kyk vir mekaar en weet presies wat dit is. Dit terug in 4de rad, ry. Dankie Here, ek is in vry vir altyd. So, I don't know where you find yourself, but a focus on people can get you to a place where you suffer from a hero complex. Dat jy dink jy is die redder, jy dink jy is die redder van jou gesin, jy dink jy is die redder van jou besigheid, jy dink jy is die redder van jou plaas, jy dink jy is die redder van jou skool, maar jy is nie, jy kan net jou rol vervul, solank as wat jy in die Here is, en glo dat die verantwoordelikheid vir die res op sy skouers sal. As mense wat ek vind in sulke plekke, wat moeg is, hulle is moeg gewerk, hulle werk in plaas van 9 ure, 14 ure. Hulle is altyd eerste daar by die werk, hulle het eerste oopsluit, hulle doen alles vir almal, hulle doen alles vir almal in die gemeenskap, en die Here het ons nie geroep om alles vir almal te wees nie. Ons kan net ons in hom wees, een persoon op 'n slag. En van julle sit en julle is moeg, want julle perform om aanvaar te word in julle huwelike, doen alles vir hulle huweliksmaat. Jy is net so bang, want jou fokus, jou waardigheid leer wat hy of sy vir jou sê. Selfs kinders vir ouers, ouers vir kinders. Partykeer is die ouers vir tieners het moeg gehardloop, want ons net so bang om verlore verhouding met hulle tiener. Ons sal nou bietjie verder daaroor dink. Alright, so dink aan daai, fokus op mense. Hier is 'n ander opsie, fokus op God. So dit is nou eintlik waar ons moet wees, né? En die mooiste storie wat ek kon kry is hierdie stuk, waar Jesus homself word uitgedaag deur sy eie familie, sy boetie, sê vir ons so, in Johannes 7 vers 3 en 4, Jesus' brothers said to him, leave Galilee and go
to Judea, so that your disciples there may see the works you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these great things, show yourself to the world. Dis nou presies waar ons lewe vandag. Vertel die mense, sê vir die mense wie jy is. Perform wat hulle jou kan sien. Wees actief op social media. Hê 'n goeie profiel. Hardloop 4 platforms op beslag. Bemark jouself. En omdat ons nou in 'n kerkwêreld is, dan sê ek altyd vir, ek kan nie verstaan hoe 'n ou eendag 'n stukkie in die Bybel lees en 'n mooi openbaring sien, maar dis God se woord en die Heilige Gees wat openbaar. En dan maak hy so 'n mooi slide in aanhalingstekens. En dan 'n fotootjie van homself hier onder in die hoek met sy naam. Dan sit hulle op 'n plek. Grand stelling gemaak met die spreker. Dis wat Jesus se boekies wil gemaak het. Show yourself, man, vertel die mense wie jy is. Social media, maak jouself groot, create 'n brand, verkoop daai brand, gaan groot. En ek dink jy as plek vir superheroes in die kerk. Kerk is nie plek vir cowboys nie. Kerk is 'n plek vir nederige mense. As ons die werk van die Here doen, en ons is, kom ek jou wys wat ons doen. Jesus maak blinde ouens so oop, né? Nou ek moet vir jou eerlikwaar sê, as hier vanoggend 'n wonderwerk gebeur van 'n lam mens wat begin loop, of die tannie wat weer 100% kan sien, soos voorbeeld, weet jy wat gaan gebeur? Mense gaan dit vanaf op Facebook sê. Julle moet kyk wat er nou gebeur. Kom, maar dan word die plek waar dit gebeur het groot, en Jesus word nie groot. En wat sê hy? Their eyes were open and they could see Jesus sternly warned them, do not tell anyone about it. As 'n ander stuk, in Johannes 14:31, dan sê Jesus, wat is sy oortuiging? Waar is sy fokus? Sy fokus is op God die Vader. Hy sê, I will do what the Father requires of me, so that the world will know that I love the Father. Come, let's go. So is alles wat jy doen, die Here eerbring. As jy in die agtergrond is en niemand ken eers jou naam nie, jy het nie sosiale media platform nodig, jy het nie naam al buite nodig nie, jy doen wat jy moet doen, maar God word groot. Dis groot. En dit is so by jou werksplek, dit is so by jou waalkabine, dit is so by jou familie. Mag jou eerbare oortuiging vir wat jy doen, jou verhouding met God, mag hy liefde jou kompel, want weet jy as dit is die eerste keer wat jy die reg gaan jou mee sê. Want ons is nie geroep na die behoeftes van mense doen. Ons is geroep om te luister na die stem van die Gees. En die Here sal jou nooit in 10 rigtings gelyk stuur om jy by mekaar op mal en moeg te maak. As jy na een plek te vat, dat jy kan fokus en 'n goeie job doen, en dan gaan jy na die volgende plek te vat. En die vyand kom as gevolg van die identiteitskrisis in ons. En dan vat ons na al die plekke, ons alles is vir almal. En dis ook vir my maklik, want ek praat ervan af, weet vanuit die geestelike kringe van kerk en organisasie, maar so op grondvlak in die lewe. Wees seker, jy vind in die Here en doen waarvan jy geroep het. En fokus. Anders gaan het mismoeg. So voor ek 'n bietjie bedien, wil ek net dit saamvat so. A heart after God, a true identity in Jesus is cultivated when we don't focus on ourselves or the approval of people, but on God alone. The Jesus focus will shape your intentions, it will shape your words, it will shape your thoughts and actions, and will result in a heart after God that will produce an identity in Jesus. Ek wil graag net kyk hoe die Heilige Gees lei vanoggend en bid waar dit nodig is. Nou, ons het klaar 'n bietjie gebid oor ingesteldheid op self. Ons kan miskien weer na gaan as jy voel dat baie van jou potensiaal wat moet uitkom, maar jy voel net te teruggetrokke. Jy kwalifiseer jouself altyd vir mense as 'n introvert. Kom ek julle gou sê, ek is 'n introvert. Totaal introvert. As ek op 'n troue kom en as 100 mense, is ek so 15 minute daar, dan gaan ek ook 'n bietjie uithaal en asem en kom op terug. Net om asem te kry. Maar introverte is in die koninkryk, God het ons gemaak. Dis 'n wiring, dis eintlik net hoe jy jou energie weer recharge. Jy is nog steeds functioneel in die koninkryk, jy is nog steeds koöperatief, jy het nog steeds mense nodig. Jy het nog steeds nodig om jouself uit te gee.
So dit is 'n leer, dit is 'n ingesteldheid hier wat sorg dat ons nie daartoe kan gaan. En as dit vanoggend jy as jy voel, maar ek het om te gee, ek voel net ek kan nie 'n tree gee nie, maar ek moet vir jou bid. Vra dat die Here jou net help om net hier daai deur te loop, want die dorp het almal van julle nodig. En vir die storie. Daar's iets wat jy kan bied, wat niemand anders kan bied. Ons probleem is, ons dink daar's net een manier van bied. As daar een boodskap, maar almal hoor hom, en almal contextualiseer hom, maak hom relevant en doen hom op sy eie manier. En die groep waar toe vat, kan dit net vat soos hy doen. So dit wat ek vanoggend selfs gedeel het, hoor almal anders, en almal kan hom op 'n ander manier vertel, dit beteken dat die hele dorp op hom. Jy moet begin glo, die wêreld het jou nodig. Nou maak jy oor toe, maak almal se oor toe, as dit voel as jy, steek jou hand op, ek wil sien vir wie ek ben, die oogies is toe so, voel vry, dankie, sit op jou hande. Op jou hande, ek wil die Here gaan vir jou help, nou. So gaan vertrou dat die Here proses aan die gang sit. So na die gebed, moet asseblief nie skrik, as jy benader word deur 'n nuwe vriendin, iemand, 'n groepie, moet dan nie terugtrek nie, onthou my vanoggend se gebed, en sê vir jouself, ek moet inleer, en I have to lean in. Ons een dogter funksioneer 'n bietjie so, en ek het al geleer, as jy in die nuwe dorp kom, lean in. Elke keer sy in 'n plek moet gaan, wat skrikwekkend is, dan sê sy, papa, ek moet lean in. En die wen wat sy die laaste 18 maande het, is verskriklik groot. So dat sy in 'n groep kan sit en op gitaar jol en vir almal sing, dis nooit sy. Lean in. So Vader, ek bid nou vir elke hand wat opgegaan het, miskien die wat bewonder. Ek weet, ons kan nie op een slag alles kanselleer wat gebeur het tot vandag. Ons kan in een oomblik deur die krag deur oomkry in ons lewe. So dat ons net weer buite kan sien en die vermoë het om een tree te gee. Is die een wat ons intrek in daai tree. So my gebed nou is, sal een in die volgende week of 2, na elkeen van die persone, iets bring, wat 'n trekkrag, like woordjie wat sê, as I was lifted upon high, I drew all people unto me, dat is ons 'n krag, as u naby kom, ek bid jy om my elke keer hand opgegaan het, iets of iemand sal inbring in die volgende 2 weke wat gaan uitnooi, en die antwoord gewees gaan ons ja sê, of 'n verskoning maak. En dan bid ek dat hy ja sê, die eerste stap is in 'n nuwe rigting. Dat mense begin floreer. Ek bid dat daar saad gesaai word deur kwansyse introverte in die volgende seisoen wat moet gebeur in die dorp. Want daar sekere mense wat met sekere mense kom connecteer. So ek bid vir iets nuuts. Maar meer, ek bid vir vryheid in daai harte, want dis 'n vryheid as ons kan begin vry wees, gelukkig wees vir ons verder, en dit gaan, vryheid, Here, ek bid nou, breek oop daai kokonne, skop daai muur af vir ons, Here, breek asseblief daai grendels oop, bid vir 'n vryheid vanoggend in die Heilige Gees, ek bid vir 'n vryheid diep binne, met 'n oom oop te gaan, in 'n wil, en 'n lus, en 'n honger, en dan wanneer daai uitnodiging kom, om prof van lekker te sê, ja, hier is 'n moontlikheid. Help elkeen van die ouens wat sy hande opgaan het, om die moontlikhede te embrace, moet ek begin inleen in 'n nuwe rigting, asseblief Here, in die naam van Jesus. Amen. Nog een. As jy vanoggend hier sit, en jy sit daar met die moeg met die was, jy het jou mooi gesig hier opgesit, in die kerk kom, mooi smile, jy lyk lekker vrolik, jy goed ewe vrolik, ek wil net nie mense weet wat jy binne aangaan nie. Maar jy is eintlik moeg, en jou moegheid is omdat jy regtig net te veel probeer weesval. Jy moet net oral inpas. Jy weet nie wie die gaan lewe gaan maak, as jy alleen voel. Jy weet nie of jy genoeg het om jou nie. Wil ek vir jou bid. Miskien sit jy hier en jy dink nie, Jesus, weet jy van hierdie werk dat ek nie nog kan doen. Genoeg reg. Ek vir maak het die hele oor, en bid ek net vir almal met so voel. Vader, ek bid nou vir elke persoon, wat regtig nog voel. Wat net voel,
Ek het ook net soveel om te gee, maar steeds word daar van my meer verlang. En die persone wat die grens tussen acronym get maar good enough to move on, die grens wat dit is genoeg en dit is excessive, word so geblur, ons kan hom nie meer raak sien, die weens hierdie ding wat ons net mense ongelukkig hou, die performance trap, en dan vat ons in 'n ander rigting. Ek wil regtig bid vir daai persoon die volgende keer, dat U vir hulle net weer 'n duidelikheid sal gee, dat U is heeltemal okay met enige mens, as ons gaan net waar U wil hê ons moet gaan en doen net wat U wil hê ons moet doen. Dat beteken ons het die reg om nee te sê wanneer ons moet nee sê. Ek wil net bid vir 'n nuwe vermoë om nee te sê. Nie nee, dat ek vir myself 'n gemaklike plekkie uitkerf nie. Daar's nie iets van gemak. Gemak word nie gedefinieer in die Nuwe Testament. Maar dit is eintlik 'n beskerming, en nee is beskerming van die ander persoon, dat die ander persoon nie aan my afhanklik raak. Want dan raak dit counterproductief. Maar mense moet aan die Here afhanklik wees. Vader, ek bid vir enige persoon wat daar is, wat ampertjies dink, as hulle los wat hulle doen, gaan die organisasie dit ons nie maak nie. Die wa gaan nie oor die drif kom nie. Ons gaan nie oor die wild kom nie. My gesin gaan nie bo bly nie. As ek nie al die goedjies doen nie, gaan my kinders dit nie maak nie. My man gaan nie meer vir my nie wees nie. Ons gaan nie meer genoeg verdien nie. As ek nie nog 'n ekstra uur insit. Here, U maak baie van bietjie. Ek het al geleer, U maak genoeg en oor genoeg van dit wat U goedkeur. Maar dit wat in excessive is, wat gedryf is deur iets anders, het nie 'n vermenigvuldiging nie. Ons kry net dit wat ons insit. Ons sit een in, ons kry een uit, maar wanneer U in die saak is, ons staan 'n bietjie terug, dan sit daai dat ons nou gehoor het wat jy om 10, 30, 60 en 100 nodig. So bid nou vir elke persoon wat sukkel nee te sê. Elke persoon wat moeg gehardloop is. Elke persoon wat moedeloos en mat is. Miskien die woord as jy voel jy is bietjie op 'n burn-out. Mense het al vir jou gevra. Jy het al gehoor jy miskien pas op. Here, as enige iemand al ooit vir ons gesê, pas op vir burn-out, dan so definitief al 75% die hande trek. Ek bid net vir al die persone in die gebou. Wys vir hulle tyd. Terwyl hulle oor toehou, hoor net in die konsep. Belangrike dinge, dringende dinge. Here, gee die mense, die kinders die vermoë om te kies tussen belangrik en dringend. Want belangrik is altyd U eerste elke dag. Maak nie saak hoe lyk ons skedule nie. Maak nie saak of ons 5 uur begin werk, dan kan ons 4 uur met die tyd spandeer vanaand, maar U is belangrik. Tweedens is ons man en ons vrou belangrik. Derdens is ons kinders belangrik. En dan kom werk en kyk. Dringend is die kliënt wat sal skree. Iemand in die gemeenskap wat sal skree. Dringende dinge skree as jy nie luister nie. Belangrike dinge raak stil as jy nie luister. Binne ons die niks in ons lewe sal stil raak. In Jesus naam. Terwyl jy dit ook toehou. Is daar enige iemand in die gebou is, die oorste toe, wat voel, man, ek is al so gemoedeloos. Ek het actually al in die laaste seisoen selfmoord oorweeg. Weens hierdie stories. Jy het jou hand opseker om weer dat sak, ek so graag vir jou wil bid. Dankie meneer. Dankie vir die eerlijkheid. Dit is die werk, ons gaan so vinnig aan, en in ons midde is daar 2 persone wat al geoorweeg en gewonder het. Weens die rad wat draai. Ek wil vanoggend eers bid vir 'n nuwe spoed waar die radde gaan draai in die gemeenskap. Vir die regte dinge. En dis hoe mense begin voel die Here. Maar wil ek bid vir die 2 persone. Vader, U sien hulle lank, en ek dink in elk geval die feit dat hulle hier is vanoggend is omdat U in hulle lewens is. Maar ek wil net die gebed om te sê, preserve their lives for that which you call them for. En mag hulle lewe vry
bid dat van vandag af weer vrymaking kom. Lig die gewig. Lig die gewig. Vrymaking. Om echt te wees tot hulle self, tot hulle roeping en net dit. En te sien hoe die wêreld om hulle kleurvol maak. Bid letterlik, as hulle in u inleen en begin doen wat u sê, en nie oordrewe hardloop na die wêreld in volkreer uitstuur sal begin wys. Alles beter, helderder sal raak. Nuwe vermoëns, nuwe kragte, nuwe kreatiwiteit. U reddende krag, bid volgens vir daai persone, maar ook die ander wat op die rande staan. Die dame en die man. Dankie dat u naby is. Dankie dat u omhels. En dankie dat ek volgende kan bid dat die engele stuur, warring angels, wat die magte van die bose weg sal dryf, dag in en dag uit. Ministering angels wat sal kom minister, wat sal kom bedien, dat die omgewing so is, verstel. Ek bid vir diep herstel. Ek bid vir geestelike energie wat terugkom. Ek bid vir harte wat rustig loop. Ek bid vir sinnige stelsels wat bedaar. Oor wat die helder sien. Ek bid vir die vermoë om die liefde te ontvang. Ek bid vir die vermoë om 'n warm trek te geniet. Ek bid vir die vermoë om ware liefde nie te gee en te kan omhels en nie te wees. In Jesus naam. Amen. Voor ek klaar wil ek nog 'n laaste gebed. Ek kom nou so 6 jaar met die gemeente saam en nou sien maar dinge gebeur en so aan. Maar ek vanoggend vertel, sê ek baie keer voel ek projede, omdat ons in soveel kerke kom en elke land waar ons kom preek 1 of 2 keer in verskillende gemeentes, dit is al die tipe vloeiende. En ek het ons bitter vanaf geleer dat daar is nie 'n reg en 'n verkeerd eintlik in die koninkryk nie, daar is net passievol vir Jesus en dan almal het 'n manier. Ons almal gaan eintlik saam. Maar voel vir my net dat die gemeente se, mens noem dit maar redemptive gift, is nog altyd daar, maar hy het gevorm. En ek wil vanoggend hê julle moet hoor, of jy nou in die gemeente is of nie in die gemeente is, miskien is jy 'n besoeker, jy is deel van die gemeenskap. As iets wat die Here wil doen, en ons sien dit in soveel kleiner dorpe, en ek dink dit wat in die kleiner dorpe gebeur, gaan oorspoel na die groter dorpe, stede. Jy weet, in die verlede het die stede die pas afgegee, en dan moet almal maar volg. Maar die manier hoe stede goed doen, maak mense dood. En so in COVID is amazing, oor die hele wêreld het COVID mense soos wat spat in ander rigtings en dan sê, maar daar's ander maniere wat ons goed kan doen. En almal se oë het oop gegaan en nou is dit asof die kleiner moontlikhede die groter moontlikhede lei. En dit lyk soos dit. As ek net vir jou, ek praat in kerk en dan kan jy net dink in jou lewe. In die verlede was dit, kom ons maak elke stoel vol. Kom ons kry die beste aanbidding en kom ons kry vir die jeug die beste treatment. Ons kry ligte, ons kry tafeltennis. Ons maak dit lekker vir almal. En die tegnologie moet fantasties wees. En so van die aanbreek van die Gen Z af van aan en die dinge heeltemal verander. Was 2 kante, maar deesdae se mens werk anders. Deesdae se mens so eerste wil hy antwoord op sy regterbrein, sy vinnige brein. En dis verhouding. Eerste. En dan kom al die mense. En baie keer is daar 'n skuifel en goed word kleiner en dan weer groter, maar hier is die roeping nou vir die volgende seisoen Moses. Die roeping is dat alles wat by mekaar kom, wanneer die goed by mekaar kom en in eenheid moet wees en die lekkerte van vriendskap moet floreer. En dan in die groep moet daar 'n redemptive visie wees. En die visie is nie 'n interne visie nie. Geen kerk gaan bestaan die volgende seisoene waar die visie intern is om die interne op te plaas om het op te maak. Dit sal bestaan en voortbestaan as die visie buite is. Want jy is liewer so goed by eenheid dat 'n visie deel en 'n community of practices wat leef op 'n manier en 40.000 mense naderhand beïnvloed. En kringe, as wat jy 'n mega groep is van 4.000 mense, moet jy beïnvloed iemand verder as jou 4.000 mense. Hoor julle wat ek sê? Dat iets niets gekom in die wêreld, ons sien dit in die hele wêreld. Die hele wêreld. So wat julle het is precious.
julle net die energie wat die Here hier gesit het, begin harnas. En te sê, hoe doen ons lewe saam met droombuite? En hoe maak ons dan moontlik, Here, dat ons almal buite hande vat in kringe, sodat dit eintlik die gemeenskap bevat? Ekskuus, ek vat 'n bietjie tyd, maar laaste een opmerking wat ons eendag gemaak het. Ons land in Kingston in Jamaica. En toe ons in daai kerk inkom, in die liggaam inkom, al die mure vol van wat maak Kingston in Jamaica nou groot. En een van die goed wat hulle proklameer daai jaar toe was, ek dink was 2017 of 18, ek kan nie onthou nie, is hulle die meeste kerke per vierkante kilometer in die wêreld. Hy is oortrek, hy is geëvangeliseer. Maar ek staan binne, ek is uit die training in die universiteit, en die fisiekanselier van die universiteit is daar, en hy maak ook met 'n halfuurse statistiek van die land. En hy sê 85% van alle kinders gebore daai jaar is buite die eg van die huwelik gebore. En almal raak so toestaan. Meeste kerke, meeste kinders buite die eg. Wat is fout? Goed kom nie by mekaar nie. Elke liewe probleem wat julle kan uitroep nou van julle gemeenskap. Gaan sit dit daar en tel julle vele Christelike groepe. Dan vra julle julleself, waar is die missie nie? Want as Christelike groepe bestaan, of dit nou huiskerk, kleinkerk, groter kerk, as dit bestaan en dit maak nie die gemeenskap anders. Hoekom bestaan dit? En ek wil dit by julle los. Miskien kom ons weer vanaf, miskien nie, dit maak nie saak. Is dit iets wat ons dra, omdat ons so in die wêreld rondgaan? Om te sê, julle het die vermoë om 'n gemeenskap, die is nie 'n groot gemeenskap nie. As julle tipping point van 60% bereik van mense in die dorp, wat almal dieselfde doen, al is julle nie dieselfde gebou nie, maar julle droom saam, dink saam, kan julle die res van hierdie dorp in 10 jaar heeltemal transformeer. En wat ek voel, is dat dit is. En jy het gesê, oorlog voel iets. En moet net ontgin en gebruik. Moenie stoei die stoel nie, asseblief moet dit nie doen nie. Dit sê niks. Kyk na die impak in die dorp. Vir Jesus. Kom ek bid vir julle. Vader, ek wil nou net, kom ons stuin hier so net, volbring weer 'n seën uit te spreek oor die gemeente. Maar die gemeente is niks anders as mense, families nie. Mag die seën rus op elke familie. Ek bid dat daar 'n visie loskom. Elke ou het eie uitvloei. Niemand kan dieselfde ding doen nie. Maar wanneer ons almal in mekaar sit, dan word dit soos 'n engine wat gaan. Elke ou kan ietsie doen, maar binneke Vader. En ek bid vir die mense in hierdie gebou vandag. Bo-natuurlik, net 'n losmaak in hulle geesmens, wat hulle emosionele en fisiese mens sal transformeer. 'n Openheid is 'n oop sig, clarity is 'n helderheid, om die moontlikhede raak te sien. Ek bid vir ervaring van wat hier groei. Ek voel, ja Here, U is besig met iets. Ek bid vir die waagmoed om groot te droom, verby geld te droom. As geld nie 'n faktor is nie, wat sal ons wil hê moet gebeur? Om daar te droom en dan saam te staan te bid en klein dinge aan te pak vir die Here, sodat die koninkryk kan wen. Ek wil regtig vra, Vader, mag hier nog 'n storie, die koerant te haal, miskien 'n geselsprogram op die TV van die dorp Burgersdorp. Hoe 'n dorp getransformeer het, nie oor beter strukture en infrastrukture nie, maar mense, wat mense getransformeer is. Omdat families wen. En waar wennende families saamkom, kry ons 'n wennende kerk. So ek spreek die seëne af. Goddelike orde, goddelike krag, goddelike vrede, meer is genoeg in Jesus naam.